Hallo almal en baie welkom. Vandag gesels ons oor iets wat regtig saak maak: leierskap. Ons gaan 'n bietjie dieper delf en kyk wat dit nou eintlik beteken om 'n leier te wees en, die beste deel, hoe elkeen van ons die krag het om 'n verskil te maak. Sjoe, dis nogal 'n groot stelling, né? Maar dis die waarheid. Daai ou storie wat ons almal al gehoor het, dat jy met leierskap gebore word, nee wat, dis glad nie hoe dit werk nie. Soos ons vandag gaan sien, word ware leierskap gebou, stukkie vir stukkie. Deur die keuses wat jy maak, die dinge wat jy doen en ja, jou karakter. En weet jy wat dit beteken? Dit beteken enigeen, ja, jy ook, kan 'n leier wees. Reg so, kom ons begin by die begin. Voor ons by die groot bekende leiers uitkom, moet ons eers een ding uitklaar. Wat presies is 'n leier? En ek beloof, dis dalk eenvoudiger as wat jy dink. Kyk, dit gaan glad nie daaroor om die baas te wees en vir almal te sê wat om te doen nie. Glad nie. 'n Werklike leier is iemand wat ander inspireer. Dink daaroor. Dis die persoon wat mense bymekaar bring, wat regtig luister na almal se idees en wat die hele groep help om saam iets groots te bereik. Dis 'n spanpoging. Deur en deur. En hier sien ons die verskil so duidelik soos dag en nag. Aan die een kant het jy die goeie eienskappe. Dis waar mense saamwerk, waar daar energie is, waar idees blom. Dis leiers wat ander ophou. Hulle is vriendelik, eerlik, behulpsaam. Maar dan, aan die ander kant, dis waar mense gemeen is, ongeduldig, selfsugtig. Dit skep 'n atmosfeer van vrees. Die keuse tussen hierdie twee, wel, dit maak al die verskil in die wêreld. OK, so nou dat ons die basiese beginsels onder die knie het, kom ons kyk na 'n paar absolute reëse van die geskiedenis. Twee mense wie se leierskap nie net hulle eie lande verander het nie, maar letterlik die hele wêreld. Ons begin natuurlik met Nelson Mandela. En hier is 'n stukkie interessante trivia vir jou. Sy regte naam, sy geboortenaam was Rolihlahla. En weet jy wat dit beteken? Dit beteken moeilikheidmaker. Nogal gepas, né? Want hy het beslis goeie moeilikheid gemaak vir 'n onregverdige stelsel soos apartheid. En sy pad, sy pad was net ongelooflik. Kan jy jouself indink? 27 jare in die tronk. Dis 'n leeftyd en tog sy gees is nooit ooit gebreek nie. Om van 'n gevangene te gaan na 'n Nobelpryswenner vir vrede en dan die eerste demokraties verkose president. Dis mos nou ware krag. Dis volharding. Dis om vas te hou aan 'n droom, maak nie saak wat nie. En hierdie is vir my die kern van sy leierskap. Dink mooi hieroor. Na alles wat hy deurgemaak het, kon hy so maklik die pad van wraak gekies het. En wie sou hom kwaadlik neem? Maar hy het nie. Hy het vergifnis gekies. Want hy het iets ongelooflik belangrik verstaan. Jy kan nie 'n toekoms bou op die seer van die verlede nie. Daardie een keuse om te vergewe was seker sy allergrootste, dapperste leierskapstaat. En nou 'n ander reus, Mahatma Gandhi. Wees die verandering wat jy in die wêreld wil sien. Hierdie paar woorde, dit som sy hele filosofie perfek op. Sien, hy het geglo ware verandering begin nie daarbo by die regering nie. Nee, dit begin hier binne, by jou. Jy moet die voorbeeld wees wat ander kan volg. En daai filosofie het gelei tot een van sy kragtigste idees ooit, Satyagraha. Dis 'n groot woord, maar die betekenis is eintlik pragtig: standvastigheid in waarheid. Wat dit beteken, is om op te staan vir wat reg is, maar sonder om ooit geweld te gebruik. Dis vreedsame protes. En hier's nog 'n interessante feit vir jou. Gandhi het hierdie hele idee juis hier in Suid-Afrika begin ontwikkel, toe hy hier gewoon en gewerk het. Nogal iets, né? Mandela en Gandhi, dis wêreldikone. Maar leierskap is nie net iets vir die geskiedenisboeke nie, dis oral om ons. So kom ons bring dit bietjie nader aan die huis. Kom ons kyk na 'n paar van ons eie, ongelooflike Suid-Afrikaanse helde, wat vir ons wys, leiers kom in alle vorms en groottes. En regtig, ons hoef glad nie ver te soek vir inspirasie nie. Denk aan 'n man soos Desmond Tutu, ons arts, wat met lag en liefde geveg het. Of 'n klein seentjie, Nkosi Johnson, wie se ongelooflike dapperheid die hele wêreld se oë oopgemaak het oor HIV en vigs. En wat van ons sporthelde, soos Natalie du Toit, wat vir ons gewys het wat moed regtig is. Of Miriam Makeba, Mama Afrika, wie se stem 'n wapen teen onreg was. En aktiviste soos Zaki Ahmad, wat beklei het vir mense se reg op medisyne. Sien, elkeen 'n leier, elkeen op 'n heeltemal unieke manier. So, wat leer ons hieruit? Die boodskap is eintlik so eenvoudig en kragtig. Jy hoef nie 'n president te wees om 'n leier te wees nie. Of jy nou 'n kerkleier is, 'n jong seun, 'n swemmer, 'n sanger, 'n aktivis, dit maak nie saak nie.
Of jy nou op 'n sportveld is, op 'n verhoog of net in jou eie gemeenskap, jy het die vermoë om 'n verskil te maak. Want onthou, leierskap gaan oor die invloed wat jy het, nie die titel agter jou naam nie. Reg, en dit bring ons by die heel belangrikste deel van ons gesprek vandag. Ons het nou gesels oor wat 'n leier is, ons het nou hierdie ongelooflike voorbeelde gekyk, maar nou die groot vraag, hoe kan jy 'n leier wees? Nie eendag nie, sommer hier, sommer nou. En glo dit of nie, dis so eenvoudig soos hierdie 4 stappe. 1. Wees vriendelik en behandel almal, en ek bedoel almal, met respek. 2. Staan op vir wat reg is, veral as dit moeilik is. Dis wanneer dit die meeste tel. 3. Help mense wat sukkel. As jy sien iemand het hulp nodig, wees die een wat jou hand uitsteek. En 4. Moenie die krag van klein dade onderskat nie. Om iets te deel, om 'n maat te help, om net daar te wees vir iemand. Dis leierskap. Dis waar dit begin. Want op die ou end van die dag kom alles eintlik neer op hierdie 3 dinge. Eerlikheid, wees eerlik met jouself en met ander. Moed, om te staan vir dit waarin jy glo. En liefde, om alles wat jy doen met deernis en omgee te doen. As jy daai 3 dinge het jy die fundament van ware, positiewe leierskap. So ek wil jou los met hierdie een vraag. Jy hoef nie te wag vir een of ander groot dramatiese oomblik nie. Leierskap gebeur nou. In die klein keuses wat ons elke dag maak. So dink daaroor, watter een klein leierskapsdaad gaan jy vandag doen? Wat is daai een ding wat jy kan doen om 'n positiewe verskil te maak? Gaan doen dit.